Shalom. Kom ons sit weer so in mekaar se stilte, dis lydenstyd. En vandag wil ons ook met hierdie kontemplatiewe sit in die stilte 'n sekere ervaring en verbintenis met lydenstyd probeer ervaar. Hierdie tyd in die kerkjaar beklemtoon Jesus se wroging maar ook sy diep vertroue in die Vader. En deur te besin oor die gebed wat hy daar op Getsemane gemaak het, fokus ons vandag op die kern van lyding, liefde wat in kwesbaarheid en oorgawe uitgestort word. Verder wil ons ook vandag met hierdie kontemplatiewe sit probeer om 'n openheid, 'n sekere kwesbare, weerlose openheid waar ons werklik lyding aan ons lyf voel, probeer bewerkstellig. Ons probeer, kom ons noem dit maar 'n beliggaamde openheid, vandag ook hier ervaar. Ons gaan later 'n teksgedeelte lees en dit aan die hand van die Lectio Divina metode van lees, wat 'n kontemplatiewe lees van die Bybel is, gaan ons dit doen. En dan gaan ons sit en ons gaan met ons hande oop in ons skoot sit en daardie eenvoudige gebaar van oop handpalms sal ons liggaam ook help om deel te neem aan die gebed, om dit fisies te ervaar en ons te herinner aan kwesbaarheid en dat begin by die bereidheid om te ontvang die genade wat God voor jou plaas. En dan daarna 'n sekere integrasie. Miskien wil jy vandag dit in 'n joernaal beskryf of net in stilte daaroor nadink. Maar jy kan hierdie internaliseer en sodoende kan dit ook vir jou geestelike groei bevorder, as ook 'n dieper besef van God se teenwoordigheid in jou elke dag se lewe. Vind nou vir jou weer 'n stil, gerieflike plek waar jy kan sit, dalk daar die bekende stoel, rusbank, tuinbank, dalk jou bed, waar jy ook vry sal wees van afleiding. Vandag wil ek jou nooi, steek 'n kers aan, of plaas 'n kruis daar naby jou. En laat dit ook 'n ritueel wees, 'n handeling wat 'n fisiese simbool sal wees van jou voorneme om in 'n tyd van gebedsnadenke in te gaan. Ons kies vandag 'n gepaste skrifgedeelte om oor kwesbaarheid na te dink. En dalk is dit Jesus se gebed in die tuin van Getsemane. En dit vind ons byvoorbeeld in Markus 14 vanaf vers 32. Toe kom hulle by 'n plek met die naam Getsemane. En Jesus sê vir sy disippels: "Bly hier sit totdat ek klaar gebid het." Hy neem toe vir Petrus, Jakobus en Johannes saam met hom. Hy het erg ontsteld en beangs begin word en sê toe vir hulle: "My siel is diep bedroef tot die dood toe. My siel is diep bedroef tot die dood toe. Bly hier en waak." Hy het 'n entjie verder gegaan, op die grond neergeval en gebid dat, as dit moontlik is, die uur
by hom moet verbygaan. Hy het gesmeek, Abba, Vader, alle dinge is vir u moontlik. Neem hierdie beker van my af weg. Nogtans nie wat ek wil nie, maar wat u wil. Hierdie toneel wys dan ook Jesus se absolute rou openheid. Hy maak eerlik melding van sy angs. Hy is bereid om diep te voel en hy gee homself uiteindelik oor aan die wil van die Vader. Ek nooi jou dan nou om dit op die Lectio Divina metode weer te gaan lees. Lees hierdie gedeelte stadig deur en rus telkens na elke sin of frase. So dit is die Lectio gedeelte. Lees die gedeelte stadig deur, maak kort pauses, rus, word stil na elke sin of frase. Oordink dit dan. Laat 'n woord of 'n frase met jou praat. Sit 'n minuut of 2 net in stilte en laat dit tot jou hart spreek. Dis die contemplatio. En dan, in die derde moment hiervan, dan kom ons tot die oratio waar ons in 'n gebed tree. Bid of skryf 'n kort gebed as jou reaksie hierop, waarin jy jou eie behoefte aan openheid en kwesbaarheid erken. En dan is daar die rusgedeelte. Eindig die lees deur 'n paar oomblikke net in stilte te vertoef, te rus, net om in God se teenwoordigheid te wees. As jy hiermee klaar is, kan jy oorgaan na 'n volgende stap en dit is dat, kom ons noem dit 'n visualisering of 'n verbeeldingsgebed. Sluit dan jou oë en stel jou voor dat jy self in die tuin van Getsemane is. Terwyl jy daar is, let op die naghemel, die stilte tussen die olyfbome, die gevoel van afwagting, naghemel, die stilte, die bome, die gevoel van afwagting. In jou verbeelding beweeg nou nader aan Jesus. Kyk na sy liggaamshouding, sy gesigsuitdrukking. Let daarop hoe eerlik hy is oor sy angs. Sien dit op sy gelaat. Voel dan ook die gewig van kwesbaarheid. Jesus kniel, sweet op sy voorkop, volkome oop voor die Vader. Dat daardie beeld aanklank vind by jou eie ervarings van kwesbaarheid. In 'n volgende moment kan ons self ons openheid uitbeeld deur 'n gebaar van openheid. Plaas jou hande op jou skoot met jou handpalms na bo. Sluit jou oë as dit jou help om meer hier te wees, teenwoordig te wees. Hierdie gebaar verteenwoordig fisiese ontvanklikheid en nederigheid. Dis 'n gebaar wat sê, ek is gereed om te ontvang. Of ek is bereid om heeltemal deursigtig te wees. Terwyl jy dan so in hierdie posisie sit, dink aan
iets in jou lewe, 'n sekere ruimte in jou lewe waar jy meer oop wil wees. Miskien oop teenoor verhouding, teenoor omstandighede in die wêreld, teenoor lyding wat jy deur die media ervaar. 'n Gesprek wat jy vermy. Of iets wat jy met God of 'n ander persoon wil deel. Asem dan net stadig en diep in. En laat jouself toe om enige weerstand of vrees te erken wat na vore kom. Wanneer jy so in hierdie gebaar, hierdie houding van openheid bly sit. Vervolgens, dalk kan jy in 'n joernaal iets neerskryf. Dis nie nodig nie, maar dit kan regtig baie beteken. So as jy 'n joernaal hou, skryf enige insigte, emosies of herinnering neer wat na vore kom. As jy nie 'n joernaal hou nie, kan jy dalk dink aan die fisiese ervaring, hoe dit in jou lyf kom sit het, kom tuis kom het. En dan kan jy vra, waar in my lewe voel ek die kwesbaarste? Waarvoor is ek bang as ek meer oop word? Hoe nooi God my uit om te vertrou en oor te gee, soos Jesus dit gedoen het? Dan skryf jy vrylik, sonder om oor grammatika of styl bekommerd te wees. Skryf net jou rou gedagtes en ervarings hiervan neer. En dan ter afsluiting, eindig dalk met 'n kort gebed van dankbaarheid en vertroue. Iets soos: Liefdevolle Vader, dankie vir die kwesbaarheid van Christus in die tuin, sodat ek kan leer hoe om oop en eerlik met U te wees. In my eie vrese, my eie wrogings, my eie worstelinge, laat my onthou van Jesus se woorde. Nie wat ek wil nie, maar wat U wil. Gee my die moed om kwesbaar te wees en die genade om in U goedheid te vertrou. Amen.